Dit is laat in die nag. Die oorlosie teen die muur slaan 12 uur. Ding, dong. Almal in die huis slaap rustig, maar skielik word die lug ijskoud. So koud dat jy jou eie asem kan sien. En dan hoor jy dit. 'n sagte kraak op die houtvloer. En die gerammel van ou geroeste kettings wat sleep. Deur die donkerte sweef daar 'n grys deurskynende gedaante. Dit lyk amper soos 'n mens, maar jy kan reg deur hom kyk en die prente teen die muur agter die gedaante sien. Dit sweef sagkens bo die grond en gee 'n lae, moedelose kreungeluid. Wat jou hare regop laat staan. Kan jy raai wat hierdie middernagtelike verskynsel is? Dis 'n spook. Spooke is die geeste van mense wat lank gelede geleef het, maar wat om die een of ander rede nog nie heeltemal die wêreld wil verlaat nie. Hulle is deurskynend, so lig soos mis, en hulle stap nie, hulle sweef. Spooke hou van ou verlate plekke soos kastele, begrafplase en stowwerige solders. Party spooke is vreesaanjaend en hou van mense skrik maak. Maar ander is sommer net hartseer of selfs baie vriendelik en net eensaam. Mense vertel al stories oor spooke vandat die wêreld begin het. Byna elke kultuur op aarde het hulle eie weergawes van geeste wat terugkeer. In die ou dae het mense geglo spooke dwaal rond omdat hulle 'n belangrike geheim moet vertel, of omdat hulle 'n skat begrawe het wat iemand moet vind. Vandag is spooke van die gewildste karakters rondom kampvure, as mense mekaar lekker bang wil maak. Een van die mees klassieke spookstories is A Christmas Carol deur Charles Dickens. Dit is ook deel van 'n sak vol stories se eerste reeks, as Ebenezer Scrooge en die Kersgeeste. Dit vertel van die nare, gierige ou man wat op Kersaand besoek word deur die spook van sy ou vernoot en daarna deur 3 ander Kersfeesspoke wat hom help om 'n beter en vriendeliker mens te word. Wat eet spooke? Spooke het mos nie ma nie, so hulle kan nie regtig kos eet nie. Maar as hulle kon kies, hou hulle seker van ewe deurskynende en onsigbare eetgoed, soos spookasem. Of dalk hou hulle net van die reuk van braaivleis en die gedagte van 'n lekker glas melk. Spooke is oral in boeke. Daar is die gawe spook Casper in strokies, en in Afrikaans het Langenhoven al jare gelede heerlike grillerige spookstories soos Die Wandelende Geraamte geskryf. Kyk of jy dalk die boek 13 spookstories kan kry, met stories deur Jaco Jacobs, François Bloemhof en Fanny Viljoen. En as jy lus is vir lekker lees, maak seker jy kry François Bloemhof se Spooksoeker reeks in die hande. En hoe gemaak as jy 'n spook ontmoet? Moenie skree nie, want dit wys net jy is bang. Mense sê, spooke is baie skrikkerig vir sout en yster. So as jy 'n ystersleutel of 'n klippie sout op die grond neerlê, kan hulle nie naby jou kom nie. Maar dalk is die beste raad sommer net om die lig aan te skakel. Spooke haat helder lig. Dit is dan dit vir die spook, vandag se kreatiewe kreatuur. En tot die volgende aflewering, lekker luister, lekker lees en lekker leer.